Goeiemôre geliefdes, wat 'n wonderlike week was dit nie saam met mekaar nie. Ons het hierdie week tyd spandeer rondom 'n eenvoudige maar so kragtige waarheid. En daai waarheid is dat dissipline is om te kies tussen wat jy nou wil hê en wat jy die graagste of die meeste wil hê. Nee, dis daai ons is bereid om uit te stel vir dit wat belangriker is as die kortstondige bevrediging van die nou. Nou ons het gesels en tyd spandeer in Romeine 7 en spesifiek hoe selfs Paulus die stryd geken het teen sonde, maar ook die mooi dat ons oorwinning kom deur Jesus Christus en hy het dit werklik begryp. Nou hy motiveer ons dan om te besef dat ons kan nooit op ons eie 'n heilige skoon lewe leef nie, maar dat daai oorwinning lê in wat Jesus vir ons reeds en steeds bly doen. Ons het gepraat oor gewoontes wat vorm wie ons is en dat God ons roep om met doelgerigte oefening, gewoontes aan te leer en uit te leef. Nou vandag wil ek met julle gesels oor die skrifgedeelte wat Paulus gebruik het en het iets vir ons almal gesê wat daai tyd kragtig was en vandag nog steeds net so kragtig gaan wees. En dit is die metafoor wat hy gebruik in 1 Korintiërs 7 waar hy praat oor dat ek en jy moet hardloop om te wen. Nie 'n kompetisie teen ander nie, maar met volharding vir iets wat werklik saak maak. Ons het vroeër in die week gepraat oor daai gaan alles oor ewigheid. Nou elke atleet leef met dissipline. Hulle leef met daai klein daaglikse keuses wat hierdie groot verskil maak op die wedstryddag, né? Ek het vroeër in die week genoem dat jy wen nie daai wedstryd op die dag nie. Dis hoe dit vir ons wat kyk as toeskouers, dis hoe dit lyk. Maar eintlik is daai oorwinning lankal behaal, weke voor die tyd, maande voor die tyd van doelgerigte oefening. En net so, vir my en vir jou werk dit so geestelik. Elke keuse om vroeg op te staan en tyd te maak vir gebed, of elke besluit om eerder Bybel te lees as om net te skraal op jou foon of net weer die TV aan te sit, né? Daai is die klein gewoontes. Elke oomblik waar jy nee sê vir 'n versoeking omdat jy ja gesê het vir Christus. Dit voel al klein, maar dit bou iets ewigs in jou lewe. Onthou geliefde waar die reeks begin. Dit is ons moet nie die dae van klein dinge gering ag nie. Daai Sagaria 4 vers 10. Nou, jy hoef nie alles reg te kry op een dag nie. Begin met een eenvoudige dissipline wat jy getrou doen en bly doen. Jy kies dalk 'n tyd van die dag om in God se woord tyd te spandeer. Jy skryf dalk jou geestelike doel neer. Daai is 'n baie goeie ding. Soos jy skryf dalk iets neer soos meer geduld of groter geloof, of miskien ek wil verdiep in my gebedstyd, né? En dan besluit jy om vir 7 dae prakties, né, daardie een ding getrou te bly doen. In steede van elke dag iets nuuts neerskryf, dan skryf jy dalk maandagooggend 'n ding neer en dan pas jy dit elke liewe dag toe. Jy kyk dalk heel week die oordenkings, maar ek wil jou aanmoedig, soos begin het in hierdie reeks, wat is jou een woord? Die week aan te sê, wat is die sin wat saam met die woord kom, en wat is dan die gedagte, die amper die slagspreuk wat jou dan dryf? Want geliefde, elke suksesvolle atleet, hulle kan getuig oor hierdie, dat groot oorwinnings is klein oorwinnings wat elke dag gewen is. En dit is wat ons moet regkry, hoe kry ons hoe mik ons vir die groot oorwinnings deur elke dag die klein oorwinnings reg te kry? As jy terugkyk oor die week wat verby is, watter een geestelike gewoonte het jy al begin vorm? Nee, jy het begin skaaf van dit en jy sien dit. Wat is die een klein verandering wat jy môre graag sal wil aanbring om 'n groot verskil te maak in jou geloofslewe? Dalk miskien 'n ander manier om oor dit te dink is, wat wil jy hê moet oor jou geestelike lewe waar wees oor 3 maande van nou? Dit klink verskriklik ver, né? Dit klink amper soos 3 maande van nou. Nee man, dis ons daar. So wat moet jy vandag reeds doen en beginne doen sodat jy oor 3 maande van nou af kan terugkyk? En dis ek met jou wil aandag. Ek wil jou net regtig aanmoedig. Skryf daai geloofsverklaring neer of daai uitdaging vir jouself neer en dan check jy in en oor 3 maande. Vat dalk 'n kalender. Ja, of in jou dagboek. Ek is iemand wat ek hou maar van my digitale goedjies. Besluit jy vas 3 maande van vandag af. As jy hierdie oordenking op 'n Saterdag kyk, as dit dalk kyk jy hom op 'n Maandag, net dalk kyk jy hom op 'n Dinsdag. Vat jy 3 maande, sit jy dit by. En dan kry jy 'n reminder wat oor 3 maande afskop sê waar het jy gekom het. Geliefde, ek wil jou aanmoedig dat jy sal daai klein dinge doen. Onthou, dis die klein dinge wat ons konstant bly doen, wat maak dat daar groot dinge verander in ons lewens. Daai dinge wat almal sê, "Wow, hoe het jy daar gekom? Hoe het jy so geword? Ek wil ook so wees." Dis die klein dinge wat ons daagliks bly doen, wat later die groot dinge vir ons in ons lewens gee, wat ander mense graag begeer.
Maar vir nou wil ek jou uitnooi geliefde om net voor te saam bid. Net wil ek vir jou dankie sê vir die week wat jy saam gewandel. Dankie vir die kommentare. Dankie vir almal wat gelike en subscribe het en dankie vir almal wat hierdie boodskap deel. Ons waardeer dit so baie. Môreoggend 9:00 op hierdie platform deel ons hierdie boodskap. Vat ons om saam praat ons oor gewoontes en dis ook die laaste boodskap in hierdie 4 weke reeks oor klein begin groot verskil. En dan as jy dalk in die area is, Alberton 9:00 by Alberton High School, dis 35 Phantom Straat, of in Meyerton, kom ons daar by Dr. Milan Hoërskool by mekaar 5:00 die middag. Dit sal vir ons so lekker wees as jy kan inskakel by ons in persoon, maar vir almal wat aanlyn inskakel, ons waardeer julle so baie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die week, dankie vir die week se reis wat ons beleef het, geleer het, gegroei het, waar ons uitgedaag is. Dankie vir elke kommentaar, dankie vir elke e-pos, dankie vir elke persoon wat tyd maak om tyd te spandeer in God se woord, om te bid, en dankie vir elke persoon wat geloof toegepas het om eerlik te wees teenoor ander mense oor waarmee hulle sukkel, waar hulle stryd lê. Here, ons dankie dat mense bereid is om hierdie geloofstappe te neem, en dankie Here dan ook vir die genesing in die areas waar ons stryd, waar ons voel ons verloor, waar ons nie groei soos ons moet nie, waar ons sien daar kom genesing, want ons pas toe wat die skrif vir ons leer. En daarom Here wil ons ook sommer net vandag sê, dankie vir beleef, dankie vir spanne agter die skerms en vir soveel mense wat daagliks kies om betrokke te raak met die droom en die visie en die passie wat ons beleef kan uitleef. Here, ons loof U, ons eer U en ons sê vir so baie dankie. Dankie vir die liefde en dat U betrokke is in ons lewens. Ons loof U, ons eer U en ons sê amen en amen. Geliefde, sien julle môre, gaan in vrede, totsiens.